Goeiemôre vriende, vandag is dit Dinsdag 18 Maart 2025. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees vandag. Here, baie dankie weer eens dat ons kan kom stil raak in die teenwoordigheid. Here, om te luister na wat die sprekedigter ook vir ons sê in al sy wysheid. En Here, wat ons ook vandag saam met ons in hierdie dag kan neem. Seën ek so u woorde aan ons, Here. Amen. Vriende, mag julle inderdaad genade en vrede en oorvloed hê, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil so begin met, het was altyd interessant hoe die sprekedigter dit goed sê, en is baie keer baie snaaks ook hoe hy dit sê, maar hier is nou een so geval, hy sê in hoofstuk 17, vers 12, 'n mens kan liewer 'n beerwyfie raakloop, wat van haar kleintjies beroof is, as 'n dwaas met sy sotheid. Ja, dit is 'n pragtige vriende. Hy sê dit net so eenvoudig, so ongelooflik mooi. Maar dis nie waarby wat ek wil stilstaan nie. Ek wil dit sommer net vir julle noem. Ek wil twee gedagtes, miskien julle weet maar hoe werk ek nou, baie keer staan nou by een gedagte stil en dan raak dit te lank en dan los ek nou maar die tweede gedagte, staan nou maar die volgende dag al by stil, maar vers 6 bly tog vir my ongelooflik, vriende, van hoofstuk 17. Hy sê kleinkinders is vir ou mense 'n trots. Vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Vriende, ek dink in die tyd waar ons lewe, inderdaad met al sy polarisasie, is die een ding wat vir my nog ongelooflik mooi is wanneer jy kan sien dat ons ouer mense, waar ek ook nou maar begin deel raak van, trots is op hulle kinders, op hulle kleinkinders. Jy, 'n kleinkind kom, vriende, ek luister nou maar baie van my vriende wat kleinkinders het. Kyk hoe my eie kinders teen ouma en oupa opgetree het, kyk hoe ander mense optree. Dit is eintlik 'n ongelooflike groot voorreg om 'n ouma en 'n oupa te hê. Ek wil dit vir julle kleinkinders ook sê, moenie julle ouma en oupa een kant toe gooi nie. Julle ouma en oupa is vir julle ongelooflik lief. Hulle het die grootste waardering van julle. Dit is ook gewoonlik die oupa en die ouma wat die kleinkinders bederf, sodat ma en pa weer probleme by die huis, nadat ouma en oupa hulle so bederf het. Maar ek wil vir julle kleinkinders sê, julle moet julle oupas en oumas baie waardeer. Onthou, dis jou oupas en oumas wat vir jou bid, wat gereeld vir jou by Jesus intree, vir jou gereeld opdra, wat vir jou bid vir jou toekomstige man, jou toekomstige vrou, jou toekomstige werk. Hulle is baie lief vir jou. En ek dink as ek na myself ook maar 'n bietjie kan kyk, ek het nie altyd gedoen wat ek moes doen met my ouma en my oupa nie, ek was nie, my ouma het nie so ver van my af gebly nie, en ek was nie altyd by haar nie, en ek het eintlik relatief naby haar gebly. En ek het nie regtig my taak nagekom nie, en ek weet, ja, vriende, ons sê altyd, ons is 'n lewende besige tyd, en ons hardloop, maar weet julle, as jy daai afspraakie maar in jou dagboek maak, al is dit een keer 'n kwartaal, en jy skryf daar, gaan sien vir ouma en oupa as hulle naby bly. Weet jy, as jy 'n klein kind by 'n ouma en 'n oupa kom kuier, is dit so wonderlik vir hulle, sit dit in jou dagboek. Anders as wat jy sê, maar ek het nie tyd nie, en dan gaan jare verby. Sit daar, sê jy gaan een keer 'n kwartaal by oupa hulle draai maak, net een keer 'n kwartaal. Maar skryf dit in jou dagboek, anders gaan dit eenvoudig nie gebeur nie. Kleinkinders is vir ou mense trots. So onthou nou, oupa en ouma, die meeste van die tyd, het hulle daar in hulle kamertjie waar hulle is, julle kan maar gaan kyk by Sonnekus, en kyk by 'n klomp ander plekke. Ouma en oupa het daar 'n klomp fotootjies van hoe julle sub A was, en sub B was, en matriekafskeid gehad het, en hulle het fotootjies daar van julle. Hulle lewe in hulle kleinkinders, So kleinkinders, ek wil vir julle sê, gee meer ag op oupa en ouma. Maak bietjie tyd, daar is altyd tyd, maar jy moet die tyd prioritiseer. As jy nie die tyd gaan prioritiseer nie, gaan dit nie gebeur nie. Prioritiseer daai tyd. Dit is jou oupa en ouma, dis 'n oupa en 'n ouma wat na jou pa en ma gekyk het, wat na jou pa en ma groot gemaak het. Vir ouer mense is dit 'n wonderlik as hulle kleinkinders by hulle draaitjie gaan maak. So asseblief kyk daarna. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots, En dan vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Paas, en nou praat ek maar sommer weer met julle as paas. Dit is so belangrik dat julle 'n mooi en goeie voorbeeld vir julle seun stel, Hoe julle praat met julle vrou. Dis so belangrik.
Ek wil vir die pa sê en vir die man sê, besop dat jy vir jou kinders afbreekend praat met jou vrou. Besop dat jy vir jou kinders afbreekend selfs met jou ma praat, pa. Moenie dit doen nie. Moenie dit is nie 'n goeie voorbeeld nie. Stel 'n goeie voorbeeld vir jou seun. Wees sodat jy sy ma op haar hande dra, dat jy altyd mooi met haar praat. Dat as jy hulle verskil, jy nie op haar skree en gil en vloek en verkeerde goeters en name vir haar sê nie, nê. En vice versa natuurlik dieselfde. Dan pappa raak jy 'n sieraad vir jou seun. Want jou seun kan opkyk na jou. Jy's besig om 'n seun op te voed wat kyk na die voorbeeld wat hy in die huis het, en daai voorbeeld is navolgingswaardig. So mans, pappas, paas, kyk hoe jy optree, kyk hoe jy optree teenoor jou seun of teenoor jou dogter. Hoe praat jy met hulle? Daai goed kom alles terug. Daai verhouding is so belangrik met jou seuns, so belangrik met jou dogters. Jy moet dit koester. Rensha het my altyd gehelp, of om my te sê, toe ek nog jonger was, moet sê, onthou, jou kinders moet jy hanteer soos gaste in jou huis. Soos gaste. Hoe hanteer jy 'n gas in die huis? Jy gaan nie op hom skree nie, jy gaan nie op hom gil nie, jy gaan nie lelike goed sê nie, jy gaan nie onbeskof wees nie, jy gaan niks van daai goed wees nie. Want dit is 'n gas in jou huis. Hoe hanteer jy jou kinders? Natuurlik moet daar reëls wees, natuurlik moet jy by tye ferm wees, maar hoe jy ferm is, en hoe jy die reëls toepas, dit is mos nou alles waaroor dit gaan. Nou vaders is vir hulle seuns se sieraad, dit is waar. Maar pa, jy moet maak dat jy 'n sieraad vir jou seun is. Jy moet maak dat jou seun trots is op jou. En dit beteken dat ek en jy as pappa, en as pa, altyd baie mooi na ons optrede moet kyk. Hoe ons teenoor daai kind vir jou optree. Weet as jy 'n seun in die huis het, ek was met homself 'n seun in die huis. My pa was baie lief vir my, maar ek het geweet waar die lyn is. Maar ek was nooit kwaad, ek het daai tyd ons nog 'n pak slaag gekry. Ek het so 'n paar pak slaag in my lewe gekry wat ek absoluut verdien. Maar my pa het deur met my gepraat daaroor. Hy het vir my gesê, seun, ek gaan gou vir julle een stukkie vertel. Ek het baie van cricket gehou. Lekker cricket gespeel op skool. Ek en my broer het so daar in ons agterplaas so lekker, ons het so 'n buitekamer gehad. So dit was omtrent so 20 meter van die huis af, sê 25 meter. Dan was altyd gebul daarna, maar altyd met 'n tennisbal. Maar die spesifieke dag toe ek en my broer nou 'n bietjie met 'n cricketbal, my pa kom toe uit en my pa sê vir my, Rian, ek sê so staan 9, ek sal nooit vergeet nie. My broer was tot in 2. Hy sê vir my, seun, jy gaan 'n ongeluk kom. Hoor nou wat ek jou sê. En ek sê, nee pa, wel, ek speel op goed cricket, ek blok mos dan dit, ek gaan mos nie. My pa het 'n tweede keer uitgekom na my toe op 'n call, dus hy vir my, Rian, nou kom jy 'n ongeluk, want dit is 'n harde bal waarmee jy speel. Ja, my vriende, julle weet mos nou maar hoe dit gaan. Die vet weet, ek weet nie, dit is seker 20 minute later of 10 minute later, toe gooi my broer 'n bal vir my en ek blok hom, hy slaan toe so 'n klip daar aan die linkerkant. Ek kan dit tot vandag toe sien ek nog daai cricketbal, hoe hy so slow motion deur die lug trek. En ons het so, kom ons sê 'n meter by 'n meter, nee, dit is groter, 'n meter en 'n half by 'n meter en 'n half seker omtrent ryk gehad. Weet julle, ek kan nou nog sien hoe hy gaan. En hy hardloop na en ek kan niks doen nie, en hy gaan aan die middel van hy ry toe, en ek kan nou nog sien hoe hy ry so maak, en hy gee net pad, en hy hele ry breek, en my ma staan aan die binnekant, gelukkig was daar 'n kantgordyn, en hy bal val binne in daai ding, in die wasbak, met 'n moviese geraas, met al die glasstukke wat val, en my pa het net uitgekom, en het vir my gesê, kom julle twee, ek het mos nou met julle gepraat, ek moes nou 2 keer met julle gepraat, en ons sterk vir ons lekker warm gemaak, en ek het heeltemal verstaan, hè. Maar my pa en ek het altyd 'n goeie verhouding gehad. My pa was my pa was vir my 'n sieraad in my lewe gewees. Hy was iemand gewees wat ferm was, waar hy was altyd toeganklik. Ek en hy het laat aan, hy het meeste van die tyd, eers hier so 9:30, meeste van die tyd 10 by die huis gekom. Dan het ek en hy tafeltennis gespeel. Dit was ons bonding time gewees. So as ek vandag na my pa toe terugkyk, kan ek vir julle sê, hy was 'n sieraad vir my gewees. My pa het sy waardes gehad, hy het sy norme gehad, hy was ferm gewees, hy was 'n liefdevol gewees, en as ek aan hom nou nog dink, hy's nou oorlede, dan dink ek met die grootste respek, maar liefde aan hom. Hy het altyd liefde gegee, was altyd bereid om my te luister, alhoewel het ek en hy baie keer totaal verskil het oor goed. Hy het altyd vir my ruimte gegee, altyd vir my geleentheid gegee om my hart uit te praat. En dit was vir my 'n voorreg. So, vaders is vir hulle seuns 'n sieraad. Ek kan vandag getuig dat my pa inderdaad vir my 'n sieraad was in my lewe.
So haastig staan ek nou weer net stil by een, ek wou nou by die tweede een uitgekom het, maar nou ja, ons is net by die een. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.